Goeiemorgen, maandagochtend 20 Julie 2026 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ja, ek is terug in Appington. Lekker ook om terug te wees. Na amper 21, 22 dae van ontspanning, lesse leer en om te geniet en om te onthou oor die verlede en die hede te ervaar ten spyte van alles. Maar ek het 'n bietjie opvangwerk om te doen. Daarom sal daar hierdie week 2 bosberade wees. Môre aand praat ons dan aan die eerste bosberaad. Dis nou maandag aand 20 Julie. Dis vanaand en om 7 uur. En ons gaan 'n bietjie praat oor die dogmatiese verslawing van die mensdom. Want dit is iets waaraan spesifiek ons mense geweldig verbind is. Amper soos 'n verbontenis dat jy geen reg het om buite die grense van normaliteit te dink nie, of die normaliteit wat daar gestel is deur die dogmatiese aannames wat ons in die lewe het. Dan woensdag aand nog 'n bosberaad, omdat ek die donderdag aand kan nie. Nou ja, die afgelope Mosambiekse toer, waar ons ontspan het, geniet het en alles wat daarmee gepaard gaan, het ek so intussen deur ook dopgehou wat gesê word. En een spesifieke persoon het 'n opmerking gemaak. Nou sit julle daar in Mosambiek terwyl almal praat van 30 Junie se groot gevaar. En dis dan die punt wat ek by wil uitkom op hierdie maandagoggend. Die mense praat. Die boodskappe vlieg oor 30 Junie. Dink julle vir een oomblik, ek sou 'n groepering van 33 mense, 15 voertuie oor die grens geneem het, indien daar werklik 'n bedreiging vir ons mense sou bestaan het. Maar ek het al baie dikwels gesê dat ons het 'n inligtingstelsel by SBB wat regtig waar landwyd strek, wat gesprekke monitor, gebeurtenisse navolg, opspoor en om dan vooruitskattings te maak van wat moontlik kan gebeur. So wat my aanbetref en wat SBB aanbetref, was 30 Junie nie 'n geversaanduiding nie. As ons gaan kyk na die plaaslike aksies, die March to March of March and March beweging wat daarop uit was om die buitelanders teen 30 Junie uit die land uit te dwing, was te goed georganiseer, te beheers. Daar was dus baie geld agter March and March. Ons kon duidelik sien dat die normale woede van ontevrede inwoners afwesig was in March to March, March and March, te goed georganiseer, te beheer deur finansies wat voorsien is, en dit het egter 'n indruk gemaak. As ons na die doula kyk, ons weet die doula word 100% gefinansier uit blanke ondersteuningsgroepe uit. Dit behoort ons 'n aanduiding te gee dat die doula, wat ook ten doel het om van die buitelanders ontslae te raak, ook goed onder beheer gehou word. Nie een van hierdie pogings was werklik party of vakbond geaffilieer nie. Beide March and March en die doula en al die dreigemente wat gekom het teen buitelanders
was geensins gekoppel aan enige politieke party se standpunte, uitgangspunte of enige vakbondondersteuning gedra nie. Dit behoort al vir jou 'n aanduiding te gegee het dat daar op 30 Junie absoluut niks anders gaan gebeur behalwe miskien 'n paar geïsoleerde insidente. As ons dan gaan kyk na internasionale aksies, en ons kyk net na die FSA, die Verenigde State van Amerika, se Central Intelligence Agency of dan die CIA, die grootste inligtingsorganisasie ter wêreld, wat lande se regerings omver kan werk, veranderinge kan aanbring, wat presies weet wat in die binnekringe sowel as die gevoel is tussen die mense op die grond. Tog was daar geen reiswaarskuwings uitgereik deur Amerika, deur hulle departement van buitelandse sake of dan die ambassade in Suid-Afrika mense gewaarsku teen 30 Junie nie. Inteendeel, die FSA het 'n klomp van die immigrante, hierdie Afrikaner immigrante wat oorbeweeg na Amerika, hulle afsprake was geskeduleer op die 30ste Junie. Nou moet jy jouself die vraag afvra, as die grootste inligtingsorganisasie ter wêreld mense skeduleer vir die dag waarop Suid-Afrika nou tot 'n einde gaan kom, dan sou hulle dit mos nie gedoen het nie. Geen internasionale regering of inligtingsdienste het enige waarskuwings oor 30 Junie uitgereik nie. En dis waarom ek die vrymoedigheid gehad het om hierdie toer na Mosambiek, wat reeds in Desember verlede jaar aanvang geneem het, waar die beplanning reeds afgeskop het, waarom ons daarmee voortgegaan het, want daar was geen aanduiding dat die 30ste Junie gaan lei tot grootskaalse openbare geweld of waar ons noodplanne in aksie sou moes kom nie. Ons kyk 'n bietjie verder ook, ons sê dan dat die Suid-Afrikaanse inligtingsdienste, sowel as die Suid-Afrikaanse Polisiediens en dan die nuwe Suid-Afrikaanse weermag, na hulle optredes, dan sien ons, daar was geen waarskuwings, geen arrestasies, geen ontplooiings. Hulle was slegs op bystand geplaas in sekere geïsoleerde situasies om te monitor waar daar moontlik lokale geweld kon plaasvind, om dit dan onder beheer te bring. Die afleidings wat ons kan maak, hierdie was 'n phishing operasie. Nou wat is phishing? Dis waar hulle kyk wie reageer. So elkeen wat 'n boodskap aanstuur, uitstuur oor die gevaar van 30 Junie, het hulle self nou op die voorgrond geplaas. Die persoon gesê, daar word so baie gepraat oor 30 Junie se gevare en nou is julle in Mosambiek. Daai blaam wat daarmee saamgaan, die mense praat. Nou, dit sê vir jou dat die mense wat gepraat het oningelig gepraat. Die van julle wat my kanaal volg sal weet dat ek al reeds geruime tyd gesê het dat daar op 30 Junie niks sal gebeur nie. En niks noemenswaardig het gebeur nie. So ek beskou hierdie as 'n groot phishing operasie om uit te vind wie is die mense wat die stories versprei, wie stuur dit aan. Want daardie donderdag aand, ek dink dit was die 25ste Junie, toe ons daar by Schoemanswil Oord 'n byeenkoms gehad het, was daar van die inligtingsdienste getaak om te gaan bywoon, om te hoor, wat is SBB se plan oor 30 Junie? Wat sê ons oor 30 Junie? En eintlik het ons absoluut
niks oor 30 Junie gepraat nie. Want 30 Junie was nie 'n datum wat enige manier 'n gevegsaanduiding vir ons ingehou het nie. Die vraag is dan, was 30 Junie suksesvol? Ja, hy was suksesvol vir Maarts toe Maarts, vir die doele, want hulle het hulle doelwitte tot 'n baie groot mate bereik. Hulle het vrees onder die buitelanders geskep. Die buitelanders het by die 1000e uit Suid-Afrika uit pad gegee. So daar was 'n gedeeltelike sukses wat behaal was met hulle pogings. En dan die vraag, was 30 Junie se doel om wanorde en chaos te saai? Nee. Veel eerder om die waters te toets en die publiek se reaksies te toets, om jou reaksie te toets, om organisasies se reaksies te toets. In hierdie geval, hierdie aktiwiteite wat dan plaasgevind het. Dit bewys dat SBB se vooraf ontledings en voorspellings was korrek. Dat ons het korrek voorsien dat daar op 30 Junie niks gaan plaasvind nie. En om daardie rede het die toer wat verlede jaar in Desember beplan was vir ons lede voortgegaan. Soos dit in die aanloop tot 30 Junie menigmaal op hierdie YouTube-kanaal van my verklaar was dat ons nie probleme sien nie. Ons het wel gewaarsku dat mense in sekere brandpunte versigtig moet wees. En dit was al. So weer eens sê ek dan nou, daar's vir ons net een rigting by SBB en dit is vorentoe. Ons steur ons nie aan opmerkings, afmerkings, wat van buite af mag kom of geopper word nie. Op die ou einde van die dag ontleed ons alle inligting duidelik, sal ons mense korrek kan adviseer en sorg dat die korrekte aksies in plek is vir die dag wanneer dit inderdaad werklik nodig is. Nou, wees verseker dat daardie dag kom nader. Maar om hom te voorspel op 'n datum is uiters onverantwoordelik. Ons moet in elk geval ten alle tye gereed wees om ons lewens te beskerm. Gereed wees om te kan oorleef. Want 'n datum gaan nie geadverteer word nie. As daar 'n aanslag van een rasgroep op 'n ander rasgroep of tussen groeperinge beplan word, gaan die datum beslis nie verkondig word nie. Nou ja, dis al vir hierdie maandagooggend. Ek herinner julle aan vanaand se bosberaad wat baie interessant gaan wees. En ons begin dan regstreeks stiptelik om 7:00 vanaand bosberaad op 'n maandag aand. En ja, geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en wees dankbaar dat ons die vermoë het om die pad te stap wat nodig is vorentoe. Lekker dag.